Gemeente, ek hoop jy voel goed vanmôre, ek hoop jy voel nie koud nie. Ek hoop jy's 'n warm kerk. Ek wil miskien net by 'n punt stil staan. Ek wil miskien net by 'n punt stil staan ek is lief vir Jesus. Is jy lief vir Jesus? Terwyl ek en Natalie so onlangs nou ry en ek sit in die kar, toe sê ek vir Natalie, "Joh, Jesus is nie vir my 'n karakter in 'n boek nie. Ek het die voorreg gehad om ook al in Israel te wees en ook in Egipte en so aan. Maar Jesus is nie net iemand wat daar geloop het nie. Jesus is 'n werklikheid vir my. Jesus is nie ergens daar so ver langs nie. Hy's hier, hy's by my en hy's by jou en is hy jou realiteit? Is hy, en baie mooi woord, is hy jou liefling? Is hy die persoon na wie toe jy gaan met al jou sake, met jou dinge van jou hart? Ek is eerlik daaroor kerk en miskien is ek dink mense gaan altyd vir my sê, jy klink soos die doemprediker. Maar dit is regte waar my hart, dat ek sal sien, daar's 'n kerk, a church that invades, a church that reaches people. Jy het dit gehoor wat sê Daniel Kolenda? Hy sê, weet jy om iemand na die Here toe te lei? Kom ek vra jou so, ek is van my preek af, maar ek is nou by my preek. Kom ek vra jou so, as jy 'n visser was, dis wat jy gedoen het vir 'n lewe, dis wat jy gedoen het vir 'n werk, en ek praat myself vandag. As jy 'n visserman was, of 'n visservrou, en het 1 vis per jaar gevang, sou jy tevrede gewees het? Ek dink nie jy sou geëet het nie, jy sou 1 keer geëet het. En so gee die Here vir my en jou die voorreg om geestelik ook visse te kan vang, mense te kan vang, met mense 'n pad te loop. Ek sê nie met mense hier uitkry by die kerk om die lidmaatskap hier vol te maak nie, maar as 'n lidmaatskap daar so in die hemel, dit is waaroor ek passievol is. Soos ek vanmôre 'n bietjie passievol is, weet net ek is passievol oor die koninkryk van die Here. Lidmaatskap hierso is een ding, lidmaatskap daarso is alles vir my. En ek hoop ook jy is ingekoop vir dit. Charles Spurgeon, een van die beste sprekers wat daar was, sê, if you are saved, but you have no longing for anyone else to be saved, you are not saved. Miskien moet jy vandag sê, Eina, Pastor Ivan Browning, ek het op 'n tyd hy bedien, van julle het hom geken, hy is al bietjie ouer, maar Pastor Ivan Browning is so 6 jaar terug bedien hy daar in die Kaap, en ek het myself toe daar gevind, en hy gee hierdie kwaai boodskap, en hy sê, ek trap op jou voet nie, jou voet is aan my pad. En hy trek weg net daarna en hy sê weer 'n ding in die gemeente, sê, heerlikheid, hoekom het ons hierdie gasspreker gekry? Maar hy's kwaai en hy's eerlik in sy hart teenoor die kerk, en ek onthou hy sê weer 'n ding wat moeilik was vir die kerk om te verteer, moeilik was vir die kerk om in te neem, want is teregwysing. En ek onthou net daarna sê, as ek 'n kollektemandjie nou omstuur, kry ek net papermente. Maar ek hoop nie dis vanmôre die geval nie. Ek soek nie papermente nie. Ek wil vanmôre by jou stil staan te sê, daar's die finale sê, vir die van julle wat notas neem, vir die van julle wat julle Bybel by julle het, onthou net weer eens, jy kan in hierdie land gaan rondreis soos jy wil, en jy moet jou ID-boekie gee, ons wil graag binnekort ook gaan vlieg Kaap toe, vir my ouers gaan kuier, en toe sê Natalie, as Oliver saamgaan, moet ons sy geboortesertifikaat gee om te wys, hy is 'n Afrikaner, hy kan nie op hierdie vlug spring as hy wil nie. So ek wil vir jou sê, maar as jy rond wil travel, as jy rond wil reis, het jy ID-boekie nodig, of 'n paspoort nodig, as jy wil reis hier op aarde, en vir mense wys, jy kom van 'n ander koninkryk af, het jy die woord van die Here nodig. Ek kan nie in die koerant gaan kyk, iemand hande geklap, ek waardeer dit. Ek wil miskien net iets daarop noem, gemeente, my hart is in die brand, ek voel vuur en vlam. Kom ons knetter vanmôre. Julle weet mos wat maak 'n vuur? 'n Vuur is nie stil nie, wie van julle het al 'n stil vuur gehoor? Ek het nog nie 'n stil vuur gehoor nie. 'n Vuur knetter. As ek vanmôre iets sê en jy stem saam daarmee, ek wil nie soos 'n spreker net so 'n paar maande terug hier so staan en sê amen, en dan sê die gemeente amen, maar dis net hulle wil sê, is net amen. So nie verbygang. As jy saamstem vanmôre met die boodskap, asseblief, moenie bang wees vir die persoon langs nie, hulle gaan seker ook saam met jou stem. Kom ons knetter vanmôre om die woord van die Here, en ons stem saam oor sy woord. Daar is 'n so mooi gedeelte, Jesaja 61 vers 1 tot 4, u sal sien, daar is die mense besig om mure te herbou, die tempel te herbou, dit wat eers verlate was, afgebreek was, word weer opgerig. My boodskap vanmôre is geneig om is meer gerig om te sien, dat ek en jy, ten spyte van wat die lewe oor ons pad mag bring, 'n woord wat waar is sal spreek, 'n woord van bemoediging sal spreek, 'n woord wat sê, al is dit so, dit is nie die finale sê nie, God het die finale sê. Amen, ons kletter nou saam. Julle maak my passievol, ek gaan om die blok hardloop. Ek het nou dag, toe sien ek daar, iemand is besig om 'n groot glas water op 'n tafel te sit, toe sê ek sou die brand van die Here, ek doop sommer al hierdie waiters hierso.
Hier is 'n baie mooi gedeelte, dit gaan oor die genadejaar van die Here, net om vir 'n oomblik terwyl hulle daar so geblaai is, net om konteks te gee. Die genadejaar is baie mooi. Ek en Roelof sit saam en hy herinner my weer eens, elke 50 jaar in die Joodse kalender, elke 50 jaar. Dis 'n fantastiese ding. Ek wens ons kon dit ook hier inbring in Suid-Afrika. Maar elke 50 jaar al die skuld wat jy opgehoop het, alles wat jy gebou het tot nou toe. Dit wat jy verloor het, word weer aan jou teruggegee. Hoor hierso. Dit sê jou skuld is nou afgeskryf. Wie van julle wil skuld afgeskryf hê? Asseblief, Here, hier's ek. Slawe was vrygemaak. Jou land was terug aan jou gegee. Dis die genadejaar. Nou nie van die Here nie, dis wat hulle genoem het as the year of Jubilee. Julle het al van dit gehoor? The year of Jubilee. Dit wat eens myne was, wat nou gevat is, kom die Here en hy gee dit weer terug. Hierdie boodskap is eintlik meer geestelik as enigiets anders. Maar ek wil tog vandag daarby stil staan. Dit het 'n geestelike betekenis, dit 'n geestelike waarheid wat hierdie boodskap dra. Maar ek wil ook vandag fokus op jou omstandighede, die dinge in jou lewe. Dit wanneer ek en jy hierdie goed teekom wat die lewe oor ons pad bring, dat ons sal weet wat om te sê en hoekom ons dit sê. Kom ons lees dit saam. Die Gees, Jesaja 61 vers 1 tot 4. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Die mense wat plat en verpletterd voel. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes. Om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en 'n dag van wraak van onsse God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik dat hulle gegee word sieraad, dit beteken iets moois, veras. Dis hoekom ons in die Engels sê beauty for ashes. Dis hy. Vreugdeolie vir treurigheid. 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Julle ken daai in die Engels, a garment of praise for the spirit of heaviness. Sodat hulle genoem kan word terebinte, dis bome van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Vers 4, die laaste ene, so mooi. En hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak. Wat woes was van geslag tot geslag, sal die Here nou weer kom oprig en iets nuuts bring. Hoekom sê ek hierdie? Want hierdie gedeelte is in twee gedeelte terwyl ek ook wil fokus op die geestelike impak daarvan. Maar hierdie gedeelte is in twee gedeelte. Daar's hierdie sleg wat gebeur, hierdie ootmoedigheid, die gebrokenes van hart, die gevangenes en al die verslae gees. En dan is die ander kant daarvan wat jy praat van die hoop en die goeie nuus, die blye boodskap. En ons gaan dit als weer oprig. Ons gaan verbind. Ons gaan 'n vrylating spreek. Daar's weer iets moois wat gebeur. Dit laat my dink aan Thomas Edison en ek wil miskien dit noem as 'n voorbeeld. Thomas Edison vind homself 'n jong seun en hy gaan na sy ma toe en hy sê, mamma, al die mense by die skool spot my, al die mense by die skool gooi my eintlik uit en sy het hom daartoe ingeneem want sy het geweet hy dink op 'n ander manier. Vandag sal ons dit nou noem, die skool het nou gesê hy is agter. Maar daar gaan sy ma en sy sien iets anders in hom. Sy sien nie die gebroke hart en sy sien nie die verslae gees, sy sien nie die ootmoedigheid nie. Sy sien iets anders in hom. Sy sien die teenoorgestelde. En sy trek hom daar so in die huis toe nou om daar so te gaan homeschool. Sy rig hom op en sy spreek in sy lewe in en sy laat hom doen wat hy wil doen en hierdie ligte hier soos gevolg van hom. In 'n mate. Hy het die lightbulb ontwerp. Hy het die fonografie gedoen. So wat ek wil sê is, ons kan nou fokus op al die slegte dinge. Mamma die skool sê die, mamma die skool sê daai en sy kan net daarbey inval. Maar vandag wil ek vir jou sê, die skool en al die ander dinge het nie die finale sê nie. Die Here die finale sê. Kan ons die Here dank vir sy woord? Hemelse Vader, ons kom nou uit in die naam van Jesus Christus. Dankie vir u lewende aktiewe woord, Here. U woord wat in ons harte praat, u woord wat soos saad in ons harte kan opskiet en daar kan vrug wees. 30, 60, 100voudig.
Here, kom vra dat U Heilige Gees vanmôre hierdie diens sal lei, in harte sal spreek, soos ek ook spreek, Here, mag my woorde gerig word om siele te verkook in hulle binneste, Here, dat elkeen wat vanmôre hier so sit, myself incluis, Here, net die naam van Jesus Christus op ons lippe sal hê, dat ons U naam sal verheerlik, soos terebinte sal wees, soos hierdie bome sal wees, wat sal praat van U redding. Here, mag U naam verheerlik word deur die hele boodskap, van begin tot einde. Ons loof U naam daarvoor. Amen. Ek wil graag by 'n punt dalk stil staan. Eerste punt sal hierdie gewees, die vyand se sê. Die vyand het 'n sê partykeer in jou lewe, en ons gee die vyand hopeloos te veel skiet. Ons gee die vyand hopeloos te veel skiet. Iemand sê op 'n tyd, een van die grootste leuns van die moderne tyd is hierdie, wanneer ons luister na die vyand, jy het nog genoeg tyd. Jy het nog genoeg tyd. Jy het nog genoeg tyd. En ek dink nie dis die ingesteldheid wat ons moet hê nie. Die ingesteldheid wat ons moet hê is, jy het nog genoeg tyd om hierdie goed op te bou. Jy het nog genoeg tyd om by daai mense. Kom ons maak 'n punt of van by mense uit te kom. Ek onthou, ek sit net hierdie week, was hierdie week of verlede week gewees, sit ek in iemand se kantoor, en ek onthou, dit gaan nie goed met 'n ander ou wat werk nie, en die oom sê vir my, hoorie, so ons moet definitief 'n punt daarvan maak om net vir die man te bid, of hierdie man gaan deur 'n baie moeilike tyd. Hy gaan eintlik deur wat ons hierso noem, daai goed wat so lê, die gebroke plekke, soos julle dit sien ook op die skerm. Hierdie ou se omstandighede lyk heel waarskynlik nou so. En ek onthou daar in die kantoor, vat ek sy skouer, ek sê kom ons bid saam, en ons bid onmiddellik saam. Ek bid nie net saam deur te sê ek bid saam met jou nie, ek doen dit. En kom ons doen dit. Kom ons stuur daai stemboodskap. Kom ons, en ek het ook vir daai oue boodskap gestuur. Ek probeer nie sê hoe goed ek is nie, ek probeer sê I'm practicing what I'm preaching. Ek dink dit is belangrik dat ons dit sal doen wat die Here van ons verwag. Die vyand het te sê in ons lewe. Nie die finale sê nie. Baie keer kan ek en jy net die vyand luister. En ons laat hom toe. Hoor gou wat sê die woord van die Here in Johannes 10 vers 10, dat die vyand kom om te steel, te slag, te verwoes, ek soos hom by vernietig, om net alles daar wat in jou lewe is te verwoes, sleg te lê. Ek sê op 'n tyd vir iemand, hoor hierso, jou lewe kon baie anders gelyk het. Onthou die woord van die Here sê die vyand kom om hierdie goed te doen, maar die vyand kan dit alleenlik doen wanneer hy hom toelaat. En daarom sê die woord van die Here in Efesiërs 4 vers 27, gee aan die duiwel, gee aan die vyand geen vatplek nie. Het jy geweet as jy vir die vyand dalk net so 'n deurtjie ooplos, dan vat hy alles. Ek luister hierdie een lied en hy sê, we give you not 50%, we give you not 99%, Lord, we give you everything. Want as jy nie alles vir die Here gee nie, gaan die vyand 'n stukkie van jou vat, en hy gaan begin heers, al is dit die pinkie, dan begin daai pinkie sommer goed te doen wat hy nie moet doen nie. Hoor dit sê die woord van die Here in Jakobus 4 vers 7, dat die vyand is daar uit om ons, ek wil besê te potjie, maar te potjie klink nie eens goed genoeg nie. Maar dit sê, so onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, hy speel nie. Die duiwel is nie lui nie, die duiwel weet waarmee te teiken. Ek wil nie die duiwel nou te veel krediet gee nie, al wat ek probeer sê is, die vyand is lustig, en die vyand is gewillig. Maar ek en jy moet hierdie woorde vashou, hy het nie die finale sê nie. Want uiteindelik as ons hierdie skrifgedeelte insien, ook in 'n geestelike sin, dan is dit soveel meer as net om daarby te berus. Dat die vyand is hierso. Die Here het die finale sê, ons lees in die woord van die Here. Die Here die finale sê. Hy sê, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God. Wanneer die vyand inkom en die vyand het sê, nader tot die Here. Dat die Here ook gesê het in jou lewe. En hy sal tot julle nader. Die woord van die Here sê so mooi in Efesiërs 6 vers 16, ons weet dit. Maar ons praat oor die vyand se sê en die vyand se invloed in ons lewe, en ons kyk nou na hierdie gedeelte, dan sien ons dat die mense het nie niks wat, dis nie alles wat mooi, dit lyk soos Rome wat voor gebou is nie. Hierdie mense was eens op 'n plek gewees waar dit goed gegaan het, en toe kom die Assiriërs in, dis die vyande, toe kom die Babiloniërs in, en hulle hou hierdie mense gevange. Dis hoekom hy sê, ek gaan 'n vrylating vir julle spreek, en oor julle uitroep. Julle gaan nie meer geboeid wees nie. Julle gaan nie in 'n gevangenis wees nie. Ek gaan vrylating spreek oor julle. Julle sal rondloop soos vrymans en vryvrouens. Die vyand is daar. Hierdie gedeelte praat van 'n geestelike oorlogsvoering. Behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pile van die bose sal kan uitblus. Ek dink die Engels praat van letterlik to withstand the fiery darts. Dit beteken die vyand
poog elke manier moontlik om my en jou te sien val. Is dit die woord van die Here wat vir ons sê in Spreuke 24? Die regverdige val 7 maal, maar hy staan weer op. Die onregverdige struikel in die ongeluk. Maar ek en jy, wanneer ons sou val, en dit sou dalk so kom, en onthou, hier is 'n realistiese boodskap. Ek sê nie die Christen gaan nooit val nie. Iemand sê party, ek is 'n Christen, maar ek is nie nou meer 'n Christen nie. Nee, hoekom? Nee, want as ek 'n Christen is, dan word ek aangeval. Sê ek, dis deel van die reis. Dis deel van jou geloof wat sterk word. Kan ek vir jou sê, wanneer dit daarby kom, iemand wat in oorlog was, en iemand wat weet, kom ons maak dit meer combat, ek voel nou, combat klink beter. Iemand wat weet om te stoei, wat weet om te veg. Dis gewoonlik die persoon wat 'n paar opponente gehad het en 'n paar keer verloor het en 'n paar keer gewen het, wat redelik goeie ondervinding het, wat die beste afrigters maak. Ek wil met jou praat vandag, dat jy ook partykeer deur hierdie oomblikke gaan van stryd en van stoei, en partykeer kom die vyand, en jy stoei en jy worstel met die vyand, maar jy sien, 'n Dawid kon net koning geword het, want hy het gestoei met die beer, hy het gestoei met die leeu, hy het gestoei selfs met Goliat, hy het gestoei, om uit te kom. Jy sien, ons word nie gevrywaar van die dinge van die lewe nie, en van die vyand nie, maar die Here bring dit partykeer ook so in ons pad, sodat ons geloof sterker mag word. Dis hoekom 1 Petrus 5 vers 8 ook sê, dat die vyand loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek, dit sê so, en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle weerstaan, julle moet hom teëstaan, sterk staan. Wonder partykeer wat's gemakliker, maar ek gaan nou my preek vooruit, ek moet stop by die vyand eers. Wat's gemakliker? Net om te stop by die vyand, net om te sê, en dan sit ons in sak en as, daar's 'n gedeelte wat sê, sieraad vir as. God will bring beauty where there was only ashes. Lukas 10 vers 19 sê, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand. Oor al die krag van die vyand, so die vyand het krag, en niks sal julle ooit skade doen nie. Die Here beskerm ons, die Here is met ons, ten spyte van wat die jaar tot nou toe, dis die middel van die jaar, ten spyte van wat die jaar tot nou toe oor jou pad gebring het. Ek en jy kan kies om lewe te spreek. Ek en jy kan kies nie om te sien dat mense daar so lê en dat mense se omstandighede lyk asof dit verpletterd is nie. Ons kan sê die vyand het nie die laaste sê nie. Die Here het die laaste sê. Hoe lyk my en jou boodskap? Het ek en jy daai blye boodskap wat ons kan deel met mense? Ek onthou, ek gaan na die skole toe, miskien het ek al genoem, maar ek noem dit weer. Ek sê vir die skole, as iemand begin kla by my, as iemand begin oorspoel van, daai, hulle noem dit in Engels moaning, jy moan nou. Natalie noem dit Mona Lisa. Is jy nou 'n Mona Lisa? Want jy moan, jy kla nou. Maar vir my is dit 'n oomblik van mense wat bloei in hulle hart, en ek vind ons 'n oomblik wanneer mense so 'n bietjie kla, om hulle te bedien en te sê, ek weet jy voel nou so, maar hoor dit sê die woord van die Here, die Gees van die Here is op my, hy het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan jou, wat nou ootmoedig voel, wat swak voel, wat kwesbaar voel, wat voel, hier's ek oop, en dit voel die vyand het nou 'n sê in my lewe. Maar vandag wil ek vir jou sê, die vyand het nie die laaste sê nie, ek kan in jou lewe inspreek, en so sê die Here. Ja, ons het dit nodig, kerk. Soveel gedeeltes wat met ons praat, soveel gedeeltes wat die Here vir ons uitlig, dat die vyand kom. Maar, dit staan nie daarby stil nie. Die vyand, die oomblik as ons die vyand se leuns verdra, in Engels sê dit tolerate, dit beteken ons kan dit nie verander nie, ons sit nou maar in daai spasie, ons verdra, ons laat dit toe, ons aanvaar al vanaf dit, dan maak ons die hande van die Here vas. Die Here gaan sukkel om te doen wat jy nie toelaat vir hom om te kom doen nie. Die Here wil graag hierdie pynhope en al hierdie dinge oprig en weer bou en weer nuut maak. Iets in jou binneste, in jou gestel, in jou gedagtes, in jou lewe wil hy goed in orde bring. En die Here vind dit baie moeilik om te doen wanneer jy nie jouself oopmaak vir hom om te kom werk nie. Wat is my mooi gedeelte hierso? Vir elke gedeelte wat die vyand bring, vir elke gedeelte wat die lewe mag bring, is daar 'n oplossing van die Here. Vir die ootmoediges is daar 'n blye boodskap, vir die gebroke hart is daar verbind, vir die geboeides is daar 'n vrylating, vir die gevangenes is daar 'n opening, vir die as is daar sieraad, iets moois, vir die treurigheid is daar vreugdeolie, vir die verslae gees is daar die gewaad van lof. Dit lyk my die Here het 'n antwoord vir alles.
Het lyk my die vyand het nie die finale sê nie. Miskien sit jy vanmôre en jy voel, dit voel ek hou nog aan 'n leuen vas. Dit voel ek hou nog aan iets vas. En dit keer my. Dit keer jou fisies, want eintlik 'n geestelike implikasie, want die vyand is nie vleeslik nie. Die vyand is gees. Die vyand is soos ons nou gelees het in daai gedeelte in Efesiërs 6, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie. En so, maar dit spoel uit in daai vleeslike realiteit. En so wanneer ek en jy veg, partykeer dink ons moet iets anders doen. Letterlik doen. Maar ons kan die vyand aanspreek deur te sê, maar ek staan nou op die gesag van die Here Jesus Christus en sy bloed het vir my 'n prys betaal. Hierdie siel is gered en vanuit daardie oorwinning sal ek die res verkondig. Vanuit daardie oorwinning wil ek vir jou sê, vyand, jy het dalk 'n sê gehad, maar hierdie finale sê nie. It ain't over until God says it's over. Ons word geroep om te heers oor die vyand. Hoor dit sê die woord van die Here in die begin. Die sonde lê en loer voor die deur, maar ek het vir jou gesag gegee, vir jou autoriteit gegee om daaroor te heers. Die vyand bring versoeking. Ek het vanmôre toe ek hierdie lied weer sing, daai gedeelte wat sê, bring all your failures, bring your addictions, come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting. Ek vind myself gedurig daarso by die voete van die kruis. Maar ek sê, Here, minder van my, meer van U. Kom deponeer in hierdie siel. Kom sit in hierdie siel. Ek wil die mense bedien. Daar's olie wat ek hierso soek om jou te bedien. Die vyand het nie die finale sê nie. En die vyand gaan my nie lok in sonde nie. Hoor wat sê Leonard Ravenhill, een van die beste dinge. Hy sê, a sinning man will stop praying. Oh, but a praying man will stop sinning. Want as jy bid, dan is jy ingekoop in die saak van die Here. As jy bid, is dit nie want ek moet dit doen nie. Ek bid nie omdat ek 'n bord kos voor my het nie. Dan kon hy gesê, dankie Here, potjie rys, potjie vleis. Ek bid want ek's dankbaar daarvoor. Kan ek iets net deel uit my hart uit? Ag, Here, vergeef my, ek sê vir my boodskap. Die verlore seun gaan weg. Miskien is ek nie een van daai mense wat nou 'n dieper betekenis sien partykeer in hierdie tipe goed. Maar die verlore seun gaan weg en die oomblik toe hy terugkom, is daar 'n paar goed gebeur het. Hy gee vir hom 'n skoene, sandale aan sy voet. Hy gee vir hom 'n kleed. Hy gee vir hom 'n ring aan sy vinger. Hy omhels hom uit alles uit. Hy maak vir hom 'n mooi vetgemaakte voorbereide kalf. Daar's 'n feesmaak. Partykeer is ek net self so in daai in my hart van gebed, net so stil staan. En sê, Here, dankie dat U hierdie verlore seun voorsien het vir my sorg. Iets eenvoudig. Partykeer is die gebed van 'n kind vir ons eintlik soveel, dit dra soveel waarde. Dankie vir 'n dak bo ons kop, dankie vir 'n bed om in te slaap, dankie vir kos, dankie vir klere. Die eenvoudige goed, maar die Here voorsien vir ons. As hy dan sorg vir die mossies, as hy dan sorg vir al hierdie dinge, hy sal vir jou ook sorg. Nou het die vyand gekom en goed gesê en goed gedoen, en jy voel miskien die vyand het te sê in my finansies, die vyand het te sê oor Suid-Afrika, die vyand het te sê oor die ekonomie gaan nou draai, het julle gehoor van dit nou? Die ekonomie gaan nou draai. Augustus, September, kan ek vir jou sê, maar die guns van die Here is op jou lewe. Die vyand het nie die finale sê in jou lewe nie. Ek spreek dit oor jou vandag, dat jy dit mag sien manifesteer, sien gebeur. Met gesag wat die Here ons gee, gaan ons nie net hierdie goed spreek nie, ons spreek dit in geloof. Hoor wat sê die woord van die Here in Jakobus 5 vers 14. Die gebed van die geloof sal die sieke red. Jou geloof het jou genees, sê die Here. Ek en jy moet meer geloof hê, maar dit lyk my as die vyand aankom met sy leuen, dan sukkel ons. Bind die Here se hande vas. Sê die woord van die Here nie vir ons so mooi in Jesaja 30 vers 18, die Here wag met ongeduld om ons genadig te wees. Onthou jy daai dag toe jy vir jou vrou wou vra om te trou, daai ongeduld, ek kan nie wag nie. Jy ruk en jy bewe, want jy's nie eintlik op jou senuwees nie, jy ruk en jy bewe, want jy kan nie wag nie. Die Here sien uit om genadig te wees vir my en vir jou. Kom ons luister nie na die vyand se stem nie. Ek sê op 'n tyd vir mense, draai dalk net die wêreld se radio sagter, dat jy minder van die wêreld hoor en minder van die vyand hoor, dat jy die stem van die Here kan hoor. Kom by die volgende punt, daar's so seisoene in jou lewe. Ek gaan eerlik met jou wees, wanneer ek fokus op die volk hierso wat in Jesaja 61 is, hierdie volk het nou deur 'n paar goed gekom. 'n paar stryde gekom. Jy sien, dis nie een ding wat hulle gebeur het nie. Hy sê ek gaan 'n blye boodskap bring aan die ootmoediges nie. Daar's nou 'n paar goed wat gebeur het. Ek wil vir jou sê, partykeer is daar seisoene in jou lewe. Ek was ook al in seisoene in my lewe gewees. Ek kan jou sê, ek spreek dit nou nie, maar is heel waarskynlik so. Daar sal nog 'n paar seisoene vir my voorlê.
waar op en af, dis deel van die lewe. Maar die seisoen het nie die laaste sê nie. Ek en jy het die laaste sê. Terloops, ek sê altyd, there's a method in the message. Bly net by my, want die Here het die finale sê. Prediker 3 praat daarvan. Dit praat van ons 'n tyd onder die son vir elke ding, vir alles. Daar's 'n tyd om te plant, daar's 'n tyd om op te bring, daar's 'n tyd om af te knip, daar's 'n tyd vir alles. Kan ek jou sê, ongelukkig is dit so, daar's 'n tyd partykeer vir stryd. 'n Seisoen waar dinge verpletterd moet wees, waar dinge moet val, wat dit moes geval het. Ek luister na die een spreker, hy sê dit in Engels, hy sê dit so mooi, hy sê, what happened, miskien kan hierdie woorde jou genees vanmôre. Hy sê, what happened, had to happen. What happened to you couldn't have happened any other way, because it didn't. Then we learn divine acceptance. Here, hierdie ding wat my gebeur het, ek aanvaar dit, ek keer dit nie goed nie, ek aanvaar, dit is nou deel van my storie. Daar's foute wat ons partykeer maak in ons lewe, seisoene waardeur ons gaan, maar jou fout definieer jou nie. God se finale sê, definieer jou. En ek wil daarby stil staan, net vir 'n oomblik, die seisoene wat oor ons lewe kom. Hoor wat sê die woord van die Here in Psalm 121, het sê, ek hef my oë op, en dan is dit meervoudsvorm, na die berge wat voor my is. Van waar sal my hulp vandaan kom? Ek gaan nie net hier so oor 'n dingetjie huppel nie. Die lewe is nie altyd so maklik net om te huppel oor 'n ding nie. Partykeer is dit maar 'n stryd, en die seisoen wat voor jou lê, is juist daar sodat jy die storie daarvan kan vertel. Die getuienis wat kan vertel. Weet jy hoe leeg is ons lewe, as ons nie kan vertel van die goedheid van die Here wat ons nog gevolg het, al die dae van ons lewe tot nou toe nie? Kan ek vir jou so vra, in hierdie afgelope jaar, in hierdie afgelope tyd van hierdie jaar, die helfte van die jaar, watter getuienis het jy wat 'n ander hart kan roer, wat 'n ander hart kan raak, wat by mense kan stilstaan om te sê, die seisoen wat ek deur was, het gedink dit het te sê, maar die Here het my deur dit gedra. En ek dink ek het dit al genoem, maar ek noem dit weer. In die ou lied wat sê, die Here het my gedra, deurgedra. Deur die storms en hierdie seisoene, en deur die winde van die lewe, het die Here my gedra. Psalm 13 is vir my persoonlik een van die mees menslikste psalms wat jy kry. Want is baie keer waar ek en jy onsself vind wanneer ons deur hierdie tipe goed gaan. Ek wil soontoe gaan vir 'n oomblik. Wil jy saam met my soontoe gaan, Psalm 13. Ek wil graag lees, ek dink nie ek dit voorberei op so 'n manier nie. Dis kort, dis 6 verse. En dit sê, hoe lank, onthou net prentjie gou jou seisoen. Hier vind Dawid homself in 'n seisoen en in 'n plek en in 'n oomblik van sy lewe, en dit voel vir hom, hierdie ding heers oor hom. Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Ek voel nie ek kry die guns, die paniem, die gesig, die teenwoordigheid van die Here nie. Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank? Hulle noem dit in Engels the howling psalm. How long? How long? En hy roep uit. Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Aanskou tog, verhoor my Here, my God. Verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap nie. Sodat my vyand nie kan sê, ek het hom, ek het haar oorwin nie. En my teestanders nie juig as ek wankel nie. En dan kom hy by hierdie slotsom. En weer eens, soos ons nou gelees het hier in Jesaja, nou kom hy uit by die finale sê, maar ek, op die goedertierenheid, die manier hoe U met my gewerk het, vertrou ek. My hart sal juig oor U heil, U redding, dat U my gehelp het, deur elke saak in my verlede. Ek wil sing, hoe mooi is daai nie, ek gaan nou sing nie. Hy sê, ek wil sing, tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Die Here het my deur hierdie dinge gedra. Die Here het my deur die seisoene het hy my gedra. So 'n mooi lied van die Gaithers. Ek dink is the Isaacs wat dit sing. En die vrou sing, I would not have made it across life's troubled sea if the Holy Spirit should ever leave me. Kan ek jou sê, ek weet nie wat ek sou wees vandag sonder die leiding en sonder die werking, sonder die, ek noem dit in Engels the prompt, wanneer die Heilige Gees my praat. Ek weet nie wat ek sou doen sonder die Heilige Gees nie.
Ek so gevoel het soos ons kinders sê, 'n sak aartappels. Dis hoe ek so gevoel het. Maar die Here het my deur elke seisoen gedra. Moenie vir 'n oomblik vaskyk in die put waar jy dalk jouself mag vind nie, want die Here het vir jou iets in stoor. Wat my mooi is van Josef se storie, al was hy in die put, was die paleis voor hom gewees, maar sy strewe was nog nooit die paleis gewees nie. Sy strewe was net om te leef in sy seisoen waarin hy is. Hier is ek in die tronk, maar ek leef my bediening uit en ek hou steeds vas in die hand van die Here. Ek gaan hierdeur kom. Het ek dit al genoem? In Hebreëus, die Jode glo nie in tragedie nie. Tragedie beteken, dis klaar, punt. Die Jode glo nie daarin nie. Hulle glo, God het die finale sê. Dis hoekom my lied sê, if you're not dead, then he's not done. Hierdie saak, hierdie gebou wat afgebreek is, hierdie ding in jou lewe wat dalk lyk asof Here, ek het 'n antwoord nodig, ek weet nie nou hoe verder vorentoe nie. Dan kom die Here met uitweg, met uitkoms, met deurbraak. Habakuk 3 sê so, of 2 vers 3 sê so mooi, dat op die Here se tyd sal hierdie ding geskied, want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, as die antwoord van die Here in jou lewe en in hierdie seisoen mag vertoef, en hierdie seisoen hou langer aan, en hierdie ding hou langer aan waardeur jy gaan, weet net, wag op die Here, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Die Here gaan nie los in die omstandighede nie. Die Here gaan nie los om te sê, maar dit lyk asof die seisoen in my lewe, hierdie stryd in my lewe, hierdie berg voor my, hierdie dinge wat voor my lê, 'n stem het oor my nie. Jy sien, die goeie werk wat God begin het, gaan dit tot volëinding bring. Dis die woord van die Here wat dit sê. Dit wat hy hier in my binneste begin het, gaan hy tot volëinding bring. Kan ek daar amen kry? Ag, ek hoop jy glo ek dit. Romeine 8. Julle ken dit al te goed saam met my. Vers 28. Want ons weet dat uit al hierdie dinge sal God dit ten goeie laat meewerk. Moenie vaskyk in die geboue wat daar lê nie. Moenie vaskyk in al hierdie goeders wat hier so op die grond is nie. Iemand op 'n tyd verlede jaar vir my gesê, William, dis mooi woorde gewees en ek vat dit. Hy sê, William, al die klippe wat jou kant gegooi was die afgelope jaar in 2025, mag daai klippe nou die fondament wees waarop jy 2026 bou. Ek gaan nie toelaat dat die vyand of die seisoene van my lewe die finale sê dit nie. Jy geweet, party mense sukkel om vandag vry te lewe, kragtig te lewe, want hulle hou nog vas in 'n vorige seisoen se seer. Nou bloei ons op mense, en ons gaan af op mense, en ons is eintlik seer in ons harte, as gevolg van 'n vorige seisoen se verlies. Een van die moeilikste dinge waarmee ek ook sukkel, en waarmee ek worstel is, mense wat God verwyd, die Here het my pa gevat, die Here het my ma gevat. Daai is 'n seisoen, waar jy die Here se nabyheid duidelik gemis het. Want die Here sê, juis in daardie oomblikke, hy is daar by die mense wat verslaas van gees, die mense wat gebroken is van hart. Sy Heilige Gees is die trooster, juis in daardie seisoen, juis in daardie oomblik, spesifiek in daardie oomblik. En dan voel ek verwyd die Here as gevolg van 'n vorige seisoen se seer. Maar die Here wil nie hê die seisoen met ons realiteit en ons geloof nou kom definieer nie. Sy sê in dit, definieer my. Jy weet, die woord van die Here sê dit so mooi, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, daai is 'n seisoen wat ek deurgaan. En al gaan ek daardeur, die Here is met my, sê die woord. Jy sien, hy laat ons nie alleen nie, as wees nie. Hy is met ons. Dit is 'n goeie pa. Dit is 'n goeie vader. Hy maak ons, soos die woord van die Here sê, daar ook in Romeine 8 vers 37, meer as oorwinnaars. Ek kom uit by 'n baie moeilike punt, en hierdie ene gaan oor dit wat jy sê oor jouself. Ons het 'n ingeboude ding in ons gedagtegang. Ek sê nodig vir iemand, hoe lyk jou stem wat met jou praat? Dit klink soos 'n malmensgesprek, maar jy weet, ons almal het 'n stem wat met ons praat. Jy weet, as jy weet, jy moet die huis nou opruim, of is nou net ek. En as jy huis nou moet opruim, of as 'n ding of twee wat jy moet doen, dan sê, jy moet nie nou sit nie. Jy moet nou maar daai goed gaan doen. Jy weet, as 'n stem in jou binneste wat met jou praat, hoe lyk daai stem? Kan ek 'n bietjie my wonde deel?
vir 'n geruime ruk was my stem baie krities op myself. Miskien kan jy vandag ook daarmee saamstem. Miskien is jou stem ook baie krities op jouself. En dis 'n goeie ding, maar dit kan 'n slegte ding wees, veral wanneer jy die woord begin lees uit 'n ander lens uit. Ek onthou, ek het altyd as ek die woord gelees het en ek sien daai gedeelte, hy gee aan hierdie ene 5, die meester gee aan hierdie 5 talente, 2 talente, 1 talent. Daai hele storie, ek kon nooit sien hoe goed die ou was wat gesê het goeie getroue dienskneg. Ek kon nie omgee oor goeie getroue dienskneg nie. Ek het dit gesien, jou sleg, jou lui dienskneg. En ou het gesê, Here, ek wil nie my 1 talent gaan bære nie. Ek wil iets doen daarmee. En so my eie gedagtegang was nie op die beste plek gewees nie, was baie negatief georiënteerd. Miskien sit jy vandag hierso en jy sit daarso in sak en as en jy wonder hoe nou? Kyk hoe lyk dit? Dit lyk verlaat hier agter my. Die Here wil bou, maar vir nou sit jy daarso met hierdie negatiewe gedagtes. Miskien weet jy van iemand in jou lewe wat in so 'n spasie is. Ek noem dit, wat die Engels noem dit, self-negative talk. Self-negative. Breek jouself of kraak jouself, jy het jouself hier gekry. En weer eens, nou Mona Lisa ons daaroor. Waar sou Thomas Edison gewees het vandag, as hy daar gesit het, die skool sê ek is so. So, ek en jy word geroep, om nie bedink dit wat sleg is nie verbitter te wees nie, maar ons gedagtegang te verander. Julle ken die woord van die Here wat Romeine 12 vers 2 sê. Moenie in hierdie wêreld gelykvormig word nie. Die wêreld hou van beledig, die wêreld hou van boelie speel. Nie almal nie. Ek kan nie veralgemeen nie. Maar dis maar 'n tendens. Wanneer dit kom by my en by jou, dan moet ons by uitstek baie anders wees as die wêreld. Baie anders wees, word veranderd. En dit sê nie die verandering van jou hart nie, hy sê, word veranderd, jou aksies, jou lewe moet verander, deur jou denke nou. Daai self-negative talk, ek sit hierso, vandag wil ek met jou praat, dat jou gedagtes ook kan verander. Bedink die dinge daarbo, sê die woord van die Here. Dan sal ons ook anders sien, ons sal mense anders sien, en ons sal anders spreek. Because you practice what you preach. Ek hoop so. Actions speak louder than words. So die oomblik wanneer ons gedagtegang verander, kan ons woorde verander, en ons woorde spreek van wat ons werke sou wil wees. Is nie so nie? Ek wil graag hierdie doen, en ek hoop dan doen jy dit. Anders word dit net soos 'n New Year's resolution, daai lys wat jy opstel in die begin van die jaar en jy doen dit nooit. Wanneer dit kom by die saak van die Here, dan word ons nie geroep om net in te blend weer met die wêreld nie. Jy weet, eintlik in die voorbereidingstyd toe beleef ek hierdie woorde comfortable Christianity, waar ons net gemaklik sit en net sê, mag ek en jy daders wees van die woord van die Here, doen wat hy vir ons gesê het, maar dit begin, daai kan net uitvloei wanneer ek en jy op 'n gesonde plek in ons hart en ons lewe is. Tog gebroke, maar ons hart is op die regte plek saam met die Here. Ek sê altyd, broken things can become blessed things when we let God do the mending. Broken people can become blessed people if God does the mending. He is the potter, we are the clay. Lord, form me, shape me your way. Vorm my. Hoor dit sê die woord van die Here, Maleagi 3 vers 3. Die Engels sê, he sits as a refiner of gold, of silver, as a refiner of silver. En as jy die storie ken, en ek wil miskien dit weer noem, dat die smith, of die ou wat daar sit met hierdie silwer voor hom, laat daai silwer kook. En in 'n oomblik kan hy sien, en die silwer lyk baie dof, daar's wat hulle nou noem in die Engels, impurities, daar's goed wat in die weg kom. En hulle moet dit refine, hulle moet dit nou louter, hulle moet seker maak, al daai goed wat dit dof maak, word weggebrand. En hulle sê, maar hoe weet jy, dis die regte, dit is reg, en al daai goed is nou weggebrand. Toe sê daai blacksmith, toe sê, when you can see your face, you can see your reflection. Dit wat jy sê oor jouself, is heel waarskynlik nie dit wat God sê oor jou nie. Kom ons gaan terug by, wie se woorde maak die meeste saak, en is die woorde van die Here. Hy brand alles wat weg is, tot ons meer soos hy lyk. Hoor gemooi daai gedeelte, ek gaan weer terug na ons teksgedeelte toe. Vers 4, en hulle sal die ou pynhope weer bou.
Die verwoeste plekke, dit wat jy gedink het, jy is te verwoes in jou binne, uit vroeër dae, sal hy weer oprig, die verwoeste stede weer nuut maak. Wat woes was, sal hy weer herstel. Ek loof die Here daarvoor, dat ek en jy nie hoef te sit soos ons was, en te lyk soos ons gelyk het nie, maar daar's iets anders, daar's genade, wat in ons lewe kon inkom. Hoor mooi is daai laaste gedeelte wat sê, ons is nou bome wat praat van sy geregtigheid. Die maklike vertaling sê, ons waai nou soos hierdie bome om te praat van sy redding. Die Here het my gered, die Here het my verhoor, die Here het my nie gelos soos ek is nie. Hy het my gelos daarso nie, hy het my opgerig, opgetrek, en hy het 'n plan met my lewe, en nou wil ek verklaar van sy redding, en dit wat hy my lewe gedoen het. Daarom sê het, tot sy verheerliking. Mag my lewe en al die goed wat op my pad gekom het, mag dit spreek van die Here se heerlikheid. Ek gaan nie die van die laaste sê gee nie. Ek onthou, toe ek met daai vrou gesit het, Nanet, toe sê sy vir my, William, my seun het gesterf, hy het gaan swem in die see in 2018 of 2019, en hy het verdrink in die see, en vandag het sy 'n bedieningsgroep, Healing Hearts, waar sy mense bedien, ander mense verwyd en sê, Here die Here het my kind gevat. Dan in myself, hierdie vrou kies en sy vat 'n oomblik om steeds die Here se naam te verheerlik. Sy gaan nie sien hoe die pynhope net daar lê nie. Sy gaan nie sien hoe die verwoesting net daar lê nie. Sy sê, daai is nie die finale sê nie. Daar's 'n hiernamaals, ons sal mekaar weer sien. God het die finale sê. En ek is dankbaar daarvoor. Stryd en moeilikheid kom in die lewe. Hierdie pynhoop en al hierdie goed wat jy van praat, lê daarso. Maar dit het nie die finale sê nie. Lukas 12 vers 43 sê juist daai gedink. Hy sê, gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy Heer, as hy kom, so besig sal vind. Waarop het neerkom hierso, is dat wanneer ek en jy so besig is met die werk van die Here, en die Here sou kom, dat ek en jy besig sal wees met die werk van die Here, nie besig te luister na wat ek en jy sê, moet ek nou daartoe gaan, moet ek nie daartoe gaan nie. Ons luister na die stem van die Here en ons doen wat hy van ons verwag en wat hy van ons verlang. Vind my besig, Here, om te bid of te bedien. Hoekom noem ek al hierdie goed? Want uiteindelik, as ek nou moet afsluit, en ek wil graag hierdie orkes met vir ons opkom, ek wil graag afsluit deur te sê, Lukas 4 vers 18 gaan Jesus ook, en hy bedien hierdie einste woorde, hy is besig om die boek oop te maak in die tempel, en hy lees hierdie woorde, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om hierdie blye boodskap te bring, die evangelie te verkondig van die goeie nuus. En dan later dan sê hy, hierdie skrif is volbring. Menend, hy is die goeie nuus, hy is die blye boodskap, hy het die finale sê, hy is die een wat sê dat die verwoesting wat die lewe gebring het en jou keuses gebring het, die sonde wat in jou lewe gekom het, die dade wat ek en jy nog partykeer doen, die misvat, die Amplified noem dit the false steps, daar waar ek en jy wat ook al gedoen het, kom die Here deur sy genade en hy rig weer iets niets op, iets moois op. Die woord van die Here sê, julle ken al te goed saam met 2 Korintiërs 5 vers 17. Die ou dinge is verby, kyk, alles het nuut geword. Want ek hou nie vas aan wat was nie, ek hou vas aan wat die Here nou kom doen het en wat die Here kom bewerk het. Hy het iets nuuts opgerig in my binneste. Is jy nie bly daarvoor nie, is jy dankbaar daarvoor nie, dat die Here het nie ons nie gelos soos ons was nie. Hy het ons meer gemaak. Hy het iets in ons binneste kom plaas, dat ons mag besef, dat hierdie woorde wat gespreek was, eintlik 'n profetiese woord, die genadejaar van die Here, sal kom deur Jesus Christus. Om vir my en jou 'n weg te maak. Om my en jou laat besef, ons is nie net gebroken nie, ons is nou weer heel gemaak deur hom. Hy het die finale sê. Jesus het die finale sê. En as ek so die einde van die Bybel lees, dan verstaan ek, hy het definitief die finale sê. Soos die vyand jou pla in die seisoen pla jou, en partykeer jou gedagtes wat jou pla, wil ek vandag vir jou sê, dat jy kry die kans om weer eens die woord van die Here vas te gryp, aan die woord van die Here te glo, en te sê, Here, hierdie omstandighede gaan my nie definieer nie, U het die laaste sê. Selfs al voel jy soos 'n Lazarus, jy voel, Here, maar U is te laat. He is still on time. Hy sal deurkom vir jou. Jy is vry as gevolg van hom. Hoor dit sê die woord van die Here in Romeine 10. Hoe lieflik is die voete van die evangelie van die vrede, wat die vir die vrede verkondig. Van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Om te sê dat die Here, hy kom sterf vir ons aan 'n kruis. Hy het opgestaan uit die dode uit. Is hy jou redder? Het hy jou siel gered? Het hy by jou stil gestaan? Of is jy nog steeds op daai gebroke plek? Voel jy miskien vanmôre in jou siel, vanmôre in jou binneste, as jy eerlik is met jouself, voel jy miskien, Here, iemand bietjie kom bouwerk doen.
Ek voel 'n klip lê rond, ek val nie heeltemal uit mekaar uit nie. Ek voel 'n bietjie, daar's nodig vir 'n blye boodskap vir hierdie ootmoedige hart. Die seisoen waarin ek myself vind, ek het nodig, dat U by my sal kom stil staan. Ek wil graag vanmôre oor jou bid. Ek wil by jou stil staan. En ek kan nie vanmôre net hierdie boodskap oorsien en weet dat die genadejaar van die Here word hierso verkondig, dat Jesus Christus uiteindelik vir my en jou op 'n geestelike vlak ook vrylating gebring het. Net laat verbygaan nie. As dit jy is vanmôre. Onthou nêrens in die Bybel, iemand sê op 'n tyd, nee, ons moet net ons oë sluit. Ek onthou Rolof sê, nee, die eerste keer toe hy sy hand opgesteek het, sê die pastoor, maak almal se oë toe. Steek jou hand op as jy nog nie Jesus aangeneem het nie. Rolof steek sy hand op. En hy sê, okay, nou kom vorentoe. Sê, hoe kon jy dit begin nie? Nêrens in die Bybel sê dat ons moet ons hande opsteek of ons moet ons oë toemaak nie. As jy beleef hierdie boodskap is vir jou, ek wil vinnig by jou kom stil staan. Wil jy vanmôre vorentoe kom, die orkes in die gang, ons gaan nog 'n lied speel. He touched me and he made me whole. Hy het iets gedoen in my binneste. Hy het my nie gelaat soos ek is nie. My omstandighede het nie die finale sê nie. Die vyand het nie die finale sê nie. Kan ek vir jou sê, ek is eerlik, jy het nie die finale sê nie. Die Here het die finale sê. Hy gaan weer oprig, opbring. Hy gaan vrymaak sodat jy vry kan leef. In dinamika kan leef en in krag kan vorentoe gaan. Is dit jy vandag? Wil jy vorentoe kom as 'n paar mense? Ek weet vanmôre die woord van die Here, hy sê, my word will not return void to me. As jy is vandag, jy sê, Here, U ken my hart, U ken my saak. Ek kom vanmôre na U toe. Wil jy vorentoe kom? Ek wil graag saam met jou bid. Dankie, dankie. Kom ons sing dit saam. He touched me. Yes, kom vorentoe, ek wil graag daai gedeelte in jou lewe, you know it. Floods my soul. Oh yes, Lord. Gemeente, wil jy hande uitstrek na die mense toe? They need a touch from the Lord. Here, dankie vir hierdie oomblik. Kan ek vir jou vra net om saam met hulle te bid? Jy het nou gesien hierdie gedeelte praat van die goed wat lê. Maar die Here kom en hy kan dit weer oprig. Jy wat die voorstel van môre, wil nie die saak voor die Here stel. Dit sê Here, hier is dit. Ek noem dit voor U. Die Here sê vandag, wat kan ek vir jou doen? En daai lamme sê, Here, ek wil loop. Die blinde sê, Here, ek wil sien. Kom noem jou saak voor die Here. Kan ons saam met hulle bid, gemeente? Kom ons trek ons hande uit en ons bid saam vir hulle. Here, dankie vir hierdie oomblik. Here, dankie that you never leave us, never forsake us. Rig op, bou op in Jesus naam. Here, dankie vir hierdie oomblik. Ons loof U naam. Ons loof U naam, ons loof U naam. Dat U kom stil staan. Lifting up holy hands. Here, dankie ons mekaar kan aanroep en aanspreek, Here, en kom sê in hierdie oomblik, in hierdie geval, Here, dat U kom stil staan hierso. Here, dankie dat U kom oprig. Here, dankie vir hierdie man en hierdie vrou, Here. Dat U by hulle kom stil staan, kom rig weer op, kom bring herstel. U ken hulle behoefte van hulle hart. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Gemeente, kan ons saam bid? Dankie, Here, vir hierdie oomblik, Here. Om in die teenwoordigheid te wees, te weet, dit sal nie vir lank so bly nie. The season is not done. And when the season is done, God has the final say. In Jesus' mighty name. Here, dankie, dankie, dankie. Dankie, my God en my Vader. Ons loof U naam. Desperate harte, wat net die hand wil sien beweeg. Die hand wat die heelal gemaak het, kom staan hier so stil. En ons is dankbaar daarvoor, Here. Here, U laat ons nie net soos ons was nie, Here. You do something new. Dit sal nuut wees, opgerig word, opgebou word. En ons loof U naam. Dankie, Here. Ons loof U naam, ons loof U naam. Here, dankie vir Lydia. Ja, Here, dankie, dankie, dankie. Kom doen, Here, alleenlik wat net U kan doen. Wanneer die mens se hand beweeg, is dit maar klein. Maar wanneer U hand beweeg, begin die onmoontlike. En ons loof U naam daarvoor. Dankie, Here. In hierdie oomblik kom ons na U toe, Here. Dankie, Here, dankie, Here. Kom doen bonatuurlike werk. Ons hou vas aan U, Here. We worship Your name, Lord. Die Here verhoor jou. Die Here sien wat jou hartsbegeerte is. Dankie, Here. Oh Lord, we can't do it without You. Dankie, Here, ons kom bid ook so ver is, Here. Dankie vir hierdie oomblik. Lord, that You minister to us. Here, U ken die geval. Kom restoreer, kom bring weer genesing in Jesus naam. Herstel in Jesus naam. Dankie, Here. Ons loof U naam, Here.
ons nie verby nie. Hierdie spesifieke gedeelte kom bid ek oor haar uit, Here. Dit is al vashou, Here. Sal weet, hierdie is haar jaar, hierdie is die genade, hierdie is waar sy weer opgerig word. I will not stay stuck. Here, dankie vir die oomblik. Maak ons sterk, Here. Herstel in Jesus naam. Herstel in Jesus naam. Dankie, Here. Gemeente, wil jy weer saam met my bid? Of His glory and of His grace. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Here, dankie dat jy by elkeen vanmôre stil staan, dat jy vir elkeen oprig, nie by ons verbygaan nie, maar daar word gevoelens gebroken, en die gebou is lê verpletterd, en het voel, ek weet nie wat nou, hoe nou nie. Here, dankie dat dit nie die finale sê is nie. You've got the final say, and the enemy is just a comma, because you've got the final say, and the season is just a comma, because you've got the final say, and my voice is just a comma, because you've got the final say. Here, dankie dat jy die finale sê het. Ons kon spreek nou hier die blye boodskap, die welbehae van die Here, dat die ootmoediges nou blydskap sal beleef, dat daar vreugde olie sal wees, dat daar vrylating sal wees, Here. Ons loof U naam. En Here, nou kom bid ek oor die gemeente, dat ons in dinamika sal funksioneer, dat ons in krag sal funksioneer, dat ons in dynamis sal funksioneer, dat ons nie 'n kerk sal wees wat swyg nie, dat ons 'n kerk sal wees wat sal verkondig, daar is 'n leë graf, en my God leef. Ek is dankbaar, Here. Gee my iets, Here, en ek wil die mense vertel. Gee my 'n persoon, en ek wil die persoon vertel. Gee my 'n geleentheid, Here, en ek wil praat oor die goedheid en die guns. U het my nog nooit gelaat nie. I'm going to see a victory. I'm going to see a victory. The enemy thought he had me, but Jesus said, you are mine. Wanneer die vyand kom, kan hy maar kom. Maar die woord van die Here sê, al kom om te steel, te slag, te verwoes en te vernietig, weet ons dat Jesus het die finale sê, en reg daarna sê, maar ek is die goeie herder, wat my lewe neerlê, sodat daar weer herstel kan wees, sodat weer iets niets kan wees, en ons loof U naam, vir daardie werk wat U kom doen, in Jesus Christus naam. Amen, amen. Kerk, kan ons opstaan, ons sing die woorde weer saam. And the things of earth. Ek hoop dit is so vir jou vanmôre. Will grow strangely dim in the light of His glory. Kom ons turn ons eyes upon Jesus. Mag die wêreld dit sien. And turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen, amen. Gemeente, ek kan vir 'n oomblik jou sitplek weer neem, dankie. Ons het kom aan die einde van ons diens. Gemeente, ek wil jou weer eens aanspoor van een vlam na 'n ander. Mag jy ander mense aansteek. Mag jy knetter by ander mense. Mag mense sien die heerlikheid van die Here oorspoel in jou lewe. Jy weet waarvoor staan New Doxa, nuwe heerlikheid. Mag die mense daar buite die heerlikheid van die Here deur jou lewe sien en beleef. Mag jy hulle aansteek. Amen. Ek wil graag ons uitnooi. Ek moet 'n paar afkondigings doen. Ons het 'n Monday Music School. Ons het al gehad vir die afgelope paar maande, waar ons gitaarles aangebied het, drumles aangebied het. Ons bied nou die 20ste Julie, elke maandag vir die volgende maand of so, gaan ons baslesse aanbied. Ek wil net vra, daarso by die boublok, vir al die kindertjies hierso, ek wil nie die kinders moet gaan parkour daarso nie, daar's 'n gedeelte, dat jy sal sien, daar's danger tape, asseblief, as die kinders net sal veilig wees daarso, of nie daar uitkom nie. En dan net weer 'n laaste afkondiging oor die besoekers daarso agter by Marley. Ons wil dankie sê dat jy so was vanmôre, vir elkeen wat ook aanlyn ingeskakel is, dat jy hier so is vanmôre. En ek verwag ook dat elkeen van ons 'n lewe daar buite sal leef wat sê ons is geseëndes van die Here. The goodness of God is not just running after you, it's in you for others. Amen. Amen. Ek seën jou om 'n seën te wees vir ander. Die Here seën jou.